Goeienaand dames en here, kan ons so lank 'n groot applaus kry vir Dink of Sink 2025. Die eerste span van die CNN Hoër Meisieskool Oranje se Raakpraters. Veels geluk, Raakpraters. En 'n groot applaus vir Hoërskool Jim Forshey se Woordewapens. Wonderlik. Ek stel graag aan julle voor die span vir die onderwerp Jim Forshey. Hulle eerste spreker, Joa de Villiers, waai vir die mense, Joa. Neefie nommer 1, Hannes Deeken. Neefie nommer 2, Dirk Deeken. Hulle is regtig neefies, ek maak nie hierdie goedjies op nie. Dames en here, die span van Jim Forshey. Die span teen die onderwerp, waai vir die mense, Menai Trieter. Waai Menai, ordentlik, dat is hy. Dan Bokamoso, Matlakala. Het julle vir Bokamoso. En die derde spreker, Nina Bloem. Juniors finaal. Sosiale media is 'n kragtige hulpmiddel vir bemarking. Is julle vir dit? Is julle teen dit? Verstaan julle dat julle dan moet sê sosiale media is nie 'n kragtige hulpmiddel vir bemarking? Nie. Tydhouer, begin jou tyd nou. So spreker 1 van die inleidende span. Jy kan vir ons die debat begin asseblief. Soldate, maak gereed. Vandag betree ons die slagveld. Ons arsenaal is vol. Elke argument 'n skerp wapen. En elke feit 'n koel wat tref. Goeiedag, voorsitter en opponente. Ons is die woordewapens. En ons sien die onderwerp as volg. Sosiale media. Enige media op die internet. Bemarking, om te adverteer aan 'n gehoor. Ek sê dat dit bereik meer oë. Hannes, spreker 2, sê dat dit is maklik en eenvoudig. Dirk, sê dit verkoper te kom. Ons gaan vandag die bil aan die horings vat en u oortuig dat en vir u bewys dat sosiale media 'n kragtige hulpbron is vir bemarking. Die realiteit is dat daar daagliks miljoene mense op sosiale media is. Dus sal daar miljoene mense gereik word deur om op hierdie manier te adverteer en te bemark. Dit sal besighede of ander organisasies bevoordeel deur om meer aandag te trek. En hierdie besighede sal dus floreer. Ek is seker ek het vandag die spyker op die kop geslaan en u oortuig dat sosiale media 'n kragtige hulpbron is vir bemarking. Ek gee oor aan die volgende spreker. As jy nie vir iets staan nie, staan jy vir niks. Geagte voorsitter, dames en here, en dan natuurlik my opponente. My naam is Menai Trieter en ek is die eerste spreker van die opponerende span. Die onderwerp van die debat vra dat ons moet bewys dat sosiale media nie 'n kragtige hulpmiddel vir bemarking is nie. Daarom staan ons span bankvas agter ons standpunt dat sosiale media verwarring kan veroorsaak. Ons stem saam met julle ontleding, maar opponent, ek kan nie met jou saamstem nie, want sosiale media beteken nie, jy gaan 'n wye gemeenskap mense, jy gaan nie by 'n wye gemeenskap uitkom nie. Ek gebruik 'n voorbeeld. Ek het 'n paar jaar gelede een van my eie besighede, 'n bakkery, op sosiale media probeer bemark, en dit het nie gewerk nie. Ek het in totaal maar net 10 mense gekry wat dit gesien het. Ons wil vandag olie op die vuur gooi met ons 3 argumente. Ek sal argumenteer dat sosiale media 'n onrealistiese beeld skep van produkte en dienste. Bokka sal argumenteer dat 'n verwarring veroorsaak kan word vir ouer mense wat nie so goed is met tegnologie nie. En laastens sal Nina ons standpunt saamvat en versterk met haar argument dat daar te veel advertensies maak dat mense dit ignoreer. Sosiale media skep 'n vals beeld en ons almal weet dit. Of dit nou produkte of dienste is, sal ons nooit heeltemal oortuig wees van wat ons sien is wat ons kry nie. Gehoor, het julle al ooit daai kunsmatige intelligensie gegenereerde
produkte gesien wat oral op sosiale media versprei word. Hierdie skep 'n vals beeld in ons gedagtes en maak dat ons geen bemarking 100% sal kan glo nie. Dit is maar net die eerste sarsie van ons aanslag om te bewys dat sosiale media 'n verwarring in bemarking kan veroorsaak. Bokka sal ons standpunt saamvat en versterk met haar argument dat daar 'n verwarring kan wees vir die ouer generasie wat nie so goed is met tegnologie nie. Voorsitter. Goeiedag, ek is Hannes Dieken, spreker 2 van die woordewapens. Ek is hier om die geweer te laai met my volgende argument. Dit is maklik en dis eenvoudig. Ek is nie hier om speletjies te speel nie. Ek is seker jy het al gesien. Dit is so maklik om sosiale media iets te maak. Met 'n druk van 'n paar knoppies, daar red jy iets. So dis hoekom dit is baie makliker om produkte te adverteer. Dit is maklik en eenvoudig. Byvoorbeeld, jy kan 'n foto neem van jou produk, dalk 'n liedjie speel wat in die mode is en dit op die sosiale media plaas. En omdat dit iets niets is dit gewoonlik, hoe ek sê, binne die algoritme ingesit en sal maklik bemark word. Dit is ook baie goedkoper as om groot advertensieborde langs die pad of plakate te maak. Dit is ook 'n baie goeie manier om te bemark, omdat dit so eenvoudig is en vinnig is. Jy mors nie tyd en geld op dit nie. Byvoorbeeld, jy kan maklik met net 'n paar rand dalk iemand vir jou kry, wat ook vir jou produkte kan teken en dalk inligting oor dit kan uitgee. So jy hoef nie op 'n groot plakkaat honderde rand te spandeer om plakate te druk en nog ekstra goed op te sit nie. Ek is seker ek die spyker op die kop geslaan. Ek gee oor aan die volgende spreker. Geagte voorsitter, opponente. My naam is Bokka Mosomatlakala en ek is spreker 2 van my span. Opponent, ek hoor wat jy sê, maar dit beteken nie as dit eenvoudiger en makliker is om te maak nie, beteken dit nie dit word effektief oorgedra nie. Dit beteken nie as ek iets maklik gaan maak, gaan dit reg wees nie en soos van goeie gehalte wees nie. Maar hy kon sonder twyfel bewys dat sosiale media 'n onrealistiese beeld skep van produkte en dienste. Ek stem saam met haar want ek is seker ons het almal al iets aanlyn gekoop. En soos byvoorbeeld jy het 'n bonsai boom aangekoop, maar in plaas kry jy 'n blaar met 'n klein stingel. So en dit bring my nou by my eie argument dat advertensies op sosiale media kan 'n verwarring wees vir ouer mense wat nie goed is met sosiale media of tegnologie nie. Het jy al ooit vir jou ouma 'n snaakse video wat jy op sosiale media gekry het? In plaas daarvan dat sy sal met jou lag vra, sy, wie is dit? Wat doen sy? Weet haar maar dat sy die klere dra. Nou, opponente, verwag ons van dieselfde ouma om te onderskei tussen 'n advertensie en 'n TikTok video. As dit, opponente, meeste van ons ouma se realiteit is, hoe gaan die boodskap suksesvol oorgedra word dat dit 'n advertensie is? Die doel van 'n advertensie is om te adverteer, maar jou ouma opponent gaan dink dis vermaaklik. Ons het ons feite soos 'n boer mielies het. Daar is nes te veel om op een slag te hanteer. Ons opponente het hulle rieme styf geloop om ons te oortuig dat sosiale media goed is vir advertering. Nina sal nou ons standpunt verder voer dat te veel advertensies maak dat mense dit ignoreer. Goeienaand, dames en here. Ek gaan nie toelaat dat ons opponente ons so in 'n blik druk nie, want ek weet ons argumente kraai koning. Ek is spreker nommer 3 van die woordewapens en my argument is as volg. Dit is 'n groot gerief vir die verkoper. Wie wil heeldag in 'n winkel staan en die hele tyd met mense te doen hê, wanneer jy net tuis op jou rusbank kan lê en jou produkte bemark en verkoop? Dit is soveel makliker, geriewer en spaar baie energie. Byvoorbeeld, Janie werk 5 ure 'n dag by 'n winkel en verkoop 10 produkte tydens daai 5 ure. Teen die tyd wat hy by die huis kom, is sy energie op en hy kan nie meer veel doen nie. Pietie aan die ander kant
beheer sy besigheid en bemark dit vanaf sy rusbank. Hy verkoop ook 10 produkte per dag. In 5 ure se tyd, maar hy spaar baie meer energie as wat Jannie doen. Ek is seker, ons het ons argumente op die regte teikens gerig. Die stof trek en dit is verseker, die oorwinning behoort aan ons. Die waarheid seëvier altyd en daarom gaan ons nie vandag sink nie. Geagte voorsitter en opponente, my naam is Nina Bloem en ek is spreker 3 van ons span. Ek herinner julle kortliks aan my span se standpunt en my spanmaat se argumente. Ons standpunt is dat sosiale media 'n verwarring skep en die bemarking is daarom nie effektief nie. Men het geargumenteer dat bemarking op sosiale media 'n valse indruk skep en Bokke het geargumenteer dat bemarking op sosiale media 'n verwarring vir ouer mense skep wat nie so goed is met tegnologie nie. Ons opponente het die aap aan die stertbeerd. Opponent, jy het gesê dat dit geriefliker is om alles aanlyn te doen, maar stel jy voor dat ons van nou af alles aanlyn moet doen en nie na die buitewêreld toe moet gaan en in die winkel in moet gaan en goeders daar op die rak kan koop nie. Dit bring my nou by ons laaste argument. Die bombardering van advertensies op sosiale media gaan veroorsaak dat mense dit ignoreer. Ek glo dat julle al 'n speletjie gespeel het, soos Blokblast byvoorbeeld. En elke keer as jy verloor, is daar 'n advertensie. Op daardie stadium stel die speletjie voor om te betaal sodat jy nie enige advertensies hoef te sien nie. Skep dit nie 'n slegte naam vir die besigheid nie. Daardie irritasie wat dit skep, maak dat ek hulle nie wil ondersteun nie. Die bombardering van advertensies is verwarrend en gee nie vir ons 'n effektiewe beeld van die produk nie. Op sosiale media het jy ook nie baie spasie of tyd om jou produk ordentlik te bemark nie. Ons het ons opponente se doppies geklap met ons standpunt dat bemarking op sosiale media verwarring veroorsaak. Dankie. Right, dit was die voorbereide toesprake. Ons gaan nou vra dat die tydhouer vir ons weer begin en dan gaan ons 'n spontane debatsgesprek hê. En ek weet nie wie begin hierdie gesprek. Die opponerende span. Dankie, dan kan julle vir ons die vloer lei. Opponente, dink julle om mense te bombardeer met advertensies effektief en kragtig is? Opponent, ek dink dit is effektief, want jy gaan dit aanhoudend sien, so jy gaan net na ruk gaan jy dit in jou kop hê, want onthou, soos wat jy onderwyser vir jou sal sê, herhaling laat jou leer, sodat jy beter laat onthou. Opponente, daar is honderde advertensies op sosiale media. Ek dink die kans dat jy 'n advertensie meer as een keer sien, is baie skraal. So ek dink dit beteken dat mense net verby 'n advertensie gaan en dit ignoreer. En ek dink ook dit gaan 'n slegte naam skep vir die besigheid, omdat ek nou so geïrriteerd is met daai besigheid, ek gaan nie hulle wil ondersteun nie. En opponent, as ek 'n advertensie sien vir arthritis-pille byvoorbeeld, oor, gaan net nie maak dat ek die pille soek nie. Ek gaan dit nog steeds nie wil hê nie. Opponent, maar dit gaan jou bewus maak van daai pil. So kom ons sê jy het nou die siekte, dan weet jy nou van dit. Opponent, ek was al soveel keer bewus gemaak van Shein se klere en ek wil nog steeds nie daarvan hê nie. Nee, opponent, dit beteken nie, jy wil nie 'n produk hê nie. Partykeer sien jy 'n produk waarna jy al soek vir 'n hele ruk, maar jy weet net nie waar om dit in die hande te kry nie. En toevallig kry daai advertensie op sosiale media. Spreker 2. Jy het gesê dat dit moeiliker vir ou mense is om sosiale media te gebruik en ek verskil nie, maar die meerderheid van sosiale media gebruikers is jonger mense wat dit kan gebruik en dis bly sosiale media 'n kragtige hulpmiddel om te adverteer. Hoe voel jy daaroor of verskil jy daaroor? Het is eintlik maar 50-50. Ja, dit hang maar alles af van wat presies jy adverteer. So ja. Maar opponent, dit beteken nie wat jy sê, dis presies wat jy adverteer nie. Dit beteken nie dat dit nou juist die ou mense gaan lok nie. Ek dink ook as mense gaan kyk na wie gaan die advertensies, wie sal die advertensies koop, dink ek ou mense is geneig om dit te sal wil koop, want hulle word makliker oortuig om iets te doen, waar as jonger mense, hulle sien dit so baie en hulle is so gewoond daaraan, dat ek dink nie dit vir hulle enigiets gaan beteken nie.
Ja, en ou mense is ook nie baie bewus van die valshede op sosiale media nie en kan ook daarom maklik oortuig word. Ek het 'n volgende vraag. Opponente, kan julle vir my die gerieflikheid verduidelik om te werk van jou bank af? Opponent is baie meer gerieflik want dit spaar baie energie en dit baie makliker en dit is ook baie vinniger en korter om dit te doen. Makliker om te bemark as om buitentoe te gaan en 'n bordjie rond te swaai en te sê, koop my. Maar opponent, dit vat nog steeds dieselfde aantal werk en krag om die advertensie te maak. Want dit beteken nie iewes skielik omdat ek dit op sosiale media produseer, dit beteken dit is iewes skielik geriefliker nie. Advertensie is stap 1. Jy kan nie net kyk na advertensie as geriefliker nie. As jy wil praat van geriefliker, moet jy na die hele proses van 'n produk verkoop of 'n diens verkoop kyk. Jy kan nie net sê die advertensie gaan maak dat dit geriefliker is nie. Opponent, die vraag was vir ons gegee hoe is dit geriefliker? Dit is geriefliker omdat dit nie so baie tyd en geld vat nie. Soos wat spreker 3 eintlik probeer sê is, dit is geriefliker omdat jy nie nou 'n klompie plakate of meer vaste gedrukte media hoef te maak nie. Okay, maar ek wil ook net sê, soos nie almal het toegang tot internet en sosiale media nie. So hoe gaan die ander mense wat nou nie toegang het tot dit blootgestel word aan advertensies en hulle produk nie? Opponent, kos wees realisties. In ons samelewing het amper almal 'n selfoon. Al het almal nie toegang tot die internet nie, dit bly steeds die meerderheid. Daar is steeds baie mense wat toegang tot die internet het, wat op sosiale media is, wat daai advertensies kan ontvang. En dink julle nie tog daar sal meer mense op sosiale media wees as wat daar mense verby jou advertensie in die regte wêreld sal stap nie? En kyk na hom. Ek dink nie so nie, want ons almal ry elke dag skool toe en ons almal gaan elke dag werk toe en ek kyk daagliks vas in Netwerk 24 se bordjies en Bloemnie se bordjies op straatligte terwyl ek verbyry. Goed, ons beweeg aan na die volgende vraag toe. Hoe verseker julle dat jou advertensie 'n wye veld mense bereik? Soos wat my argument gesê, daar is verskriklik baie mense alreeds op sosiale media en daai algoritmes sit dit dan daar op hulle sosiale media. Ek dink tog steeds dit verseker dat jy 'n groot hoeveelheid mense bereik nie. Dit beteken nie dat jou advertensie op sosiale media is. As jy gaan kyk na die algoritmes, beteken dit jou advertensie gaan nou ewe skielik baie mense lok nie en dis hoekom dit nie kragtig genoeg is om net op sosiale media gesit te word nie. As ek 'n plakkaat op 'n straatlig sit teenoor 'n foto op sosiale media, my foto kry net 50 mense wat dit sien, maar my plakkaat kry honderde mense wat daar verbystap. Ja, opponent soos by plekke by winkels. Meeste advertensies word by plekke soos winkels geplak want meer mense sien dit. So dis jy kry die versekerheid dat meer mense dit gaan sien as jy dit blootstel aan egte mense en nie net wat is 'n skerm af? 'n skerm nie. En ook hoe meer mense toegang het tot sosiale media en meer blootstelling het tot bemarking op sosiale media, hoe meer gaan hulle blootgestel word aan die valse beelde op sosiale media en die oneffektiewe advertensies. Die realiteit is ook dat daar steeds mense wat gaan verby, soos op sosiale media, kan mense ook net verby goeders kyk in die regte lewe of by advertensies. Maar op sosiale media kan mense dit ook baie keer interaktief maak wat die lesers lok. Ja, opponent, ek stem saam. Dit beteken nie as jy 'n bordjie langs die pad op 'n paal sien, gaan jy nou jou kar stop, uitklim en 'n paar foto's neem van dit en na kyk nie. Maar opponente, dink julle nie dat om sosiale media nou as ons amptelike plek van advertering gebruik, dink julle nie dit gaan meer geleenthede gee vir scammers, jammer vir my Afrikaans, om mense te scam en soos Dankie, dit is die rooi vlag. Wil jy die vraag beantwoord? Opponent, ons is besig om af te dwaal van die regte tema af. Kan asseblief terugkom by sosiale media wat meer effektief is. Wonderlik. Dankie, dames en here, gee vir hulle applaus. Onderwysers, ek weet nie of julle dit ook agtergekom het met die ou mense wat hulle na verwys is, heel waarskynlik ons.
Nou gaan ek vir julle op die vloer geleentheid gee vir vrae. Hoe dit gaan werk is 1 vraag aan die inleidende span, 1 vraag aan die opponerende span. Jy mag nie vir 'n spesifieke spreker 'n vraag vra nie. Jy vra dit aan die span en hulle besluit om dit as span of individu aan te kondig. Kan ons hoor by watter, kom ons begin. Het iemand 'n vraag vir die span van Oranje? Daar agter. My vraag is aan JF. Deesdae gebeur dit so dat klomp mense se selfoonnommers oor WhatsApp gehack word. Dink julle nie dat sosiale media 'n gevaarliker manier is om dit te gebruik nie? Dis wat jy ook gevra het. Van die vraag asseblief herhaal word. Is sosiale media nie 'n gevaarlike manier om te adverteer in vergelyking met 'n padbord nie? 'n Advertensie op sosiale media, kom ons vat byvoorbeeld 'n plakkaat of in die vorm van 'n plakkaat in die regte lewe en op sosiale media kan ook baie dieselfde lyk op daai manier, maar ook om iets rond te stuur byvoorbeeld op WhatsApp, soos iemand se nommer is. Dit kan gevaarlik wees, maar daar is ook middels om dit te verhoed. Ja, en daai van die nommer rondstuur is ook niks te doen met bemarking nie. Wonderlik, dit was die span, applaus. Dit was 'n mooi span antwoord. Kan ons 'n vraag uit die gehoor kry vir Oranje? Daar sit dit. Knaap. Hoorie Oranje, is dit nie waar dat sosiale media miljoene meer mense die advertensies en bemarking gaan sien as byvoorbeeld 'n voetganger nie? Ek dink ja, daar is 'n kans dat die uitblinkers miljoene meer mense sien, maar dit verseker nie dat jou advertensie 'n kragtige impak op die gehoor gaan hê nie. En ook soos ek voorheen gesê het, dat hoe meer mense op sosiale media is, hoe meer blootstelling gaan daar wees aan die valse indruk wat dit skep van die produk en die onbetroubare advertensies. En ons almal stap, George. So, ons almal gaan op potensie op die straat sien. Dames en here, dit was die twee junior debatspanne. Kan ons asseblief 'n groot applous kry. Dankie vriende, julle kan mekaar gelukwens.